Die gawes van die Heilige Gees, ons gaan vandag aan daarmee en ons is nog steeds besig met die openbaringsgawes. Onderskeiding van Gees is ons derde openbaringsgawes en dit is dan ook die laaste een van die openbaringsgawes wat ons dan gaan behandel. Onderskeiding van geeste, dit is die Heilige Gees wat op 'n bonatuurlike manier geestelike teenwoordigheid en werking openbaar. Dit is wanneer die Heilige Gees bonatuurlike geestelike teenwoordigheid openbaar. So dit is nie wanneer jy nou jou nie van iemand hou nie, dis nie 'n gevoel nie, dis nie 'n emosie nie, dis nie eie insig nie, dis nie 'n persoonlikheidsbotsing nie, dit is 'n onderskeiding van gees wat bonatuurlik is, wat van die Heilige Gees afkom en nie van jou eie raamwerk nie, nie van jou eie filters nie, want jy weet ons kan deur die lewe gaan en ons kan begin filters opmaak en ons kan raamwerk maak en ons kan op ons hoede raak vir sekere persoonlikhede, maar dit het niks te doen met die onderskeiding van gees nie, want dit is 'n persoonlikheidstipe. Dit is miskien, jy weet, party mense is tog so bang vir 'n vrou wat 'n sterk persoonlikheid het en dan noem hulle haar sommer 'n Jezebel. En ek kan vir jou goed daar opnoem oor dit wat ek nie nou in wil gaan nie, maar ons moet ophou om 'n geesnaam te sit aan gewone persoonlikheidstipes. As jy nie van 'n sterk vrou hou nie, moet haar asseblief nie 'n Jezebel noem nie. Nie alle sterk vrouens is Jezebels nie. So wanneer ons oor onderskeiding van gees praat, is dit wanneer die Heilige Gees aan jou openbaar wat sy geestelike teenwoordigheid of werking daar in situasies is. So kom ons kyk gou net spesifiek na dit. Daar is engele wat geestelike wesens is. So die Heilige Gees kan aan jou openbaar wat sy engele in 'n vertrek, in 'n situasie, in werking is. Musiekengele, warfare engele, kunstige engele, kreatiewe engele, die Bybel praat van vurige boodskapper engele. Dit is alles geestelike entiteite en net soos wat hy engele kan openbaar, so kan hy dan ook demone wat in die situasie of in die plek in teenwoordigheid aan die werk is, en hy kan vir jou wys wat sy demoon is aan die werk. Net soos wat hy daar in Handelinge 16, het die meisiekie wat so geprofeteer het, volgens die mense, heeltyd gesê, daar is mans van God, daar is die manne van God, wat sy het so geprofeteer, en toe het, ek dink het was Paulus vir haar gesê, het hy sy vinger na 'n paar dae, het hy baie geïrriteerd geraak met haar, en hy het sy vinger na haar gewys en hy het die duiwel uitgedryf, die waarsêersgees. So dit is onderskeiding van gees. Hy het onderskei dat daar 'n waarsêersgees is en dat dit nie 'n profetiese gawe is wat vloei nie. So ja, dis hoe dit ook kan werk. Is dit 'n waarsêergees of is dit 'n profetiese gawe? Is dit toordery of is dit 'n kraggawe? Is dit goddelike genesing of is hierdie 'n tipe van 'n misleidende gees wat net op lyk asof hy iets gesond maak, maar op die ander kant is hy besig om iets 'n ander deur oop te maak, want ja, mense gaan na toordokters toe en hulle word gesond, maar hulle kry 'n siekte op 'n ander plek wat veel erger is. So ja, dit is ook waar onderskeiding van geeste inkom. Kritiek is nie 'n onderskeiding van gees nie. Wanneer jy met 'n kritiese gees sit, moet jy daarna kyk in jou eie lewe, want dit beteken daar's 'n wortel van bitterheid in jou lewe. As jy 'n kritiese mens is wat altyd fout sien, altyd fout soek, altyd in mense hulle foute raak sien, in mense hulle foute selfs uitwys, skinder, sommer net al daai tipe goed, moet jy weet, dat dit is nie onderskeiding van gees nie, dit is 'n wortel van bitterheid. En 'n wortel van bitterheid word ook deur onderskeiding van gees uitgewys of openbaar. So as jy met 'n wortel van bitterheid sit, en jy wil miskien voor my
maak asof jy eintlik net die devil's advocate is, gaan ek moontlik vir jou sê dat jy met 'n wortel van bitterheid sit. En ja, en so in selfs in ons beradingssessies kan ons dit ook vinnig optel, wanneer mense met geeswerkinge sit, wat as gevolg van filters, as gevolg van verlede, as gevolg van onvergifnis, as gevolg van klomp dinge in hulle lewe aan die werk is, wat maak dat hulle nie kan vorentoe gaan in die lewe nie. En ons onderskei daai gees en ons breek die krag van daai gees in hulle lewens met belydenis. Onderskeiding van gees is nie suspisie nie. Dis nie om nou suspisieus te wees oor iemand by die werk, of iemand by die kerk, of iemand by die partytjie, of iemand by die wat ook al nie. Onderskeiding van gees is bonatuurlik. Dit is nie iets wat jy met jou blote oog sien nie. En daarom is dit so belangrik om te bid daaroor en vir die Here te vra, Here, is dit ek, of is dit U wat vir my wys? Dit is so belangrik in die gelowige se lewe. Want weet jy, as ons gaan rondhardloop en alles onder die kam van onderskeiding van gees gaan kam, maar dit is ons eie suspisie en ons eie filters en ons eie verwysingsraamwerk, gaan ons mense bitterlik seermaak in die kerk. Bitterlik, bitterlik, bitterlik. En ek het 'n groot pyn daarmee, dat mense in die kerk so seer gemaak word, dat leiers so seer gemaak word, dat kerkmense mekaar so seer. Ek hou niks van abuse in 'n kerk nie. En die geestelike gawes, onderskeiding van gees veral, is al so baie gebruik om mense in die kerk seer te maak. Ek het al met my eie oë en ore gehoor en gesien hoe mense beskinder word omdat 'n ander persoon 'n posisie in 'n kerk het en hy dink hy's besig om die werk van die Here te doen en 'n gees te onderskei, maar eintlik is hy besig om sy eie bittere jaloesie, besitlike, selfsugtige gees te onderskei en nie werklik die persoon vir wie daar spasie en 'n platform voorgegee moet word nie. Die onderskeiding van geesgawe is nie om alles te demoniseer nie. Ek hoop ek sê daai woord reg, want dit het julle al gehoor hoe sê mense, hy pluk 'n duiwel agter elke bos uit. En dis presies wat dit is. Mense wat loop en 'n duiwel uit elke bos uit pluk. Ja, dit is so, dat jy deure oopmaak wanneer jy okkultiese bedrywighede doen. Jy maak deure oop wanneer jy, as jy gaan net 1 Samuel 15 lees, net 1 Samuel 15 gaan lees wat sê Samuel vir Saul. Hy sê vir hom, ongehoorsaamheid is dieselfde as 'n gees van rebellie. En eie sinnigheid, om jou eie wil te hê, is dieselfde as 'n gees van afgodediens. So wanneer jy wil begin om alles te demoniseer en onderskeiding van geeste te wil doen en vinger te begin wys na mense toe, begin by jouself. Kyk by jouself. Sê, Here, is daar enige gees in my wat bots teen die Heilige Gees van liefde? Is daar enige gees wat bots teen die Heilige Gees wat liefde is? Is ek bitter? Is ek krities? Is ek jaloers? Is ek selfsugtig? Is ek rebellie? Het ek rebellie in my? Rebelleer ek teen my leiers? Rebelleer ek by die skool? Rebelleer ek by die werk? Is ek eie sinnig? Het ek my eie wil en my eie sin oor alles altyd? Dit gaan oor my. Dan kan jy ook bely van die afgod, die gees van afgodediens. So begin maar by jouself. En daarmee wil ek nou nie sê, moenie die Here vertrou, of moenie nie die Here vertrou om vir jou te wys wanneer daar geestelike werking in ander mense is. Ek onthou, ek het eendag vir 'n vrou gebid wat so erg artritis gehad het. Haar hele lyf, haar vingers, haar tone, alles was opgetrek. Sy was in soveel pyn gewees. En ons bid vir haar en op daai oomblik wys die Here vir my 'n gees van bitterheid en onvergifnis wat sy teenoor 'n familielid het.
En ek sê toe vir haar, ek sê vir haar, die Here wys my, daar's 'n familielid wat jy weier om te vergewe. Hulle het jou baie seer gemaak, maar jy weier om hulle, weet jy, in haar mond trek sommer so saam, so kwaad word daai gees eintlik, maar sy word nou saam met dit natuurlik kwaad, en ek sal nooit daai persoon vergewe. En ek sê, maar weet jy, wat is vir jou belangriker, om nie daai persoon te vergewe nie, of die pyn weg te hê in jou lewe? Dis jou 2 keuses, want hierdie artritis gaan net erger word. En die persoon wat jy nie wil vergewe nie, gaan dit in 'n geval aan met hulle lewe. Wat is vir jou belangriker? So ja, vergifnis is 'n groot deel van vrykom wanneer dit kom by onderskeiding van gees. So baie keer sal daar dinge gebeur, ons sal byvoorbeeld bid vir 'n situasie, of ons sal ervaar dat ons net die deurbraak kry in iets in ons eie lewens nie, en dan kan jy vir die Here gaan vra, Here, is daar 'n gees wat hierdie ding blok in ons lewens? Wat se gees onderskei die gees? Heilige Gees kom onderskei die gees. So die doel van onderskeiding van gees is om in die bonatuurlike, die goddelike, engel of die demoniese realm te openbaar van gemaak word, of bewus van gemaak word. Dit is om die bonatuurlike geestelike werkinge, demonies, vleeslik en goddelik in situasies en mense te kan onderskei. So waar gebruik ons dan hierdie onderskeiding van gees? Onderskeiding van gees word gebruik om die ware goddelike gees te identifiseer, of 'n ander werking, 'n bose of 'n demoniese gees te identifiseer, sodat 'n mens kan sien wat se gees is aan werk, presies soos in Handelinge 16 vers 16, Matteus 24 vers 24, valse profete, vrug van die gees, Galasiërs 5, gaan kyk daar, wat se vrug, die vrug van die gees is liefde, blydskap, wat se vrug dra hierdie persone? Dit is ook onderskeiding van gees, want hierdie persoon dra 'n gees van vreugde, of 'n gees van vrede, jy weet, en wanneer daai gees van vrede, het jy al gevoel, wanneer iemand net in 'n vertrek instap, wat vrede, die gees van vrede dra, die hele vertrek word vredevol, want die gees van vrede maak alles stil. Maar het jy al gevoel, wanneer 'n persoon met 'n humeur en 'n knorrigheid in 'n plek instap, die mees vredevolste mense, as hulle nie daarop bedag is nie, sal ook knorrig raak, of ja, hulle sal ook dan nie meer lekker voel nie. So, dit is belangrik om tussen wat goed en wat sleg is te kan onderskei. Dit is die funksie en die doel van onderskeiding van gees. Ek gaan vir ons bid, en dan gaan jou prakties wees om by jouself te begin. Vra vir die Here, sê Here, ek het artritis, of Here, ek kry migraines, of Vader, Heilige Gees, wys vir my of daar iets in my hart is van bitterheid of onvergifnis of wat ook al, en dan onderskei jy die gees wat in jou lewe aan die werk is. Maar in dieselfde asem kan jy ook vir die Heilige Gees vra dan, Heilige Gees, help my om te onderskei in my eie lewe wat is goed en goddelik en wat se engele is aan die werk in my eie lewe. En wanneer jy dit gedoen het, wanneer jy na jouself gekyk het en jouself voor die Here gebring het, dan kan jy 'n persoon of dan kan jy jou voelers uitsteek en jy kan 'n bietjie kyk wat in jou omgaan. Partykeer kan jy toe ek 'n jong meisie was, kan jy by die busstop gesit het. Ons sit nou nie meer by die busstoppe nie. Maar jy kan by die kerk kan jy ervaar wat se geeswerking is in die atmosfeer van die kerk. Is daar sekere engele wat in die kerk beweeg? Is daar wat gebeur daarso? Jy kan in 'n beradingssessie, as jy in berading is, of miskien as jy tussen 'n groep vriende, vra vir die Here vir jou, om vir jou onderskeiding te gee van die atmosfeer, of van 'n spesifieke persoon. Dit sal so interessant wees om van elkeen van julle terug te hoor. Kom ek bid vir ons. Heilige Gees, baie dankie, dat U ons help om te kan onderskei tussen geeswerkinge, goed en sleg, goddelik en donker. En ek bid, Vader, dat ons so bewus sal raak daarvan, sodat ons kan weet wat se gees is op die plek waar ons mee besig is,
aan die werk, sodat ons dan kan kom en die atmosfeer kan verander in Jesus se naam. Amen.